Goeiedag geliefdes, van my Pastoratief Boysen en die hele beleefspan. Welkom terug by ons dankbaarheidsweek. Nou ons is dankbaar hierdie week want Beleef vier ons tweede verjaarsdag. Ons is werklik al 2 jaar oud en in hierdie week in ons oordenkings kyk ons spesifiek na God se getrouheid. Nie net in ons gemeente nie, maar ook in ons persoonlike lewens, ook in jou persoonlike lewe. Nou vir die afgelope 2 dae het ons spesifiek gekyk na die dag van klein beginne, dat ons sulke dae nie moet gering ag nie, en ook spesifiek hoe God bou deur sy gees. Maar vandag wil ek praat met iemand wat dalk voel, pastoor, het voel asof niks gebeur nie, nee? Daai gevoel van net, ek traai maar niks. Nou, het jy al ooit gevoel dat God iets in jou lewe begin het, maar nou voel dit of die bouwerk net stadig gaan. Dis nee, dit voel jy's 'n bouer en dit reën die hele tyd. So, niks gebeur nie, nee? Jy het gebid, jy het geglo, jy het gehoorsaam gestap, jy's in vertroue, maar dit voel of die verandering dit net so lank vat, asof net niks na verhaal kom nie. Nou geliefde, luister gou mooi na die woord van die Here, hier spesifiek in Sagaria 4 vers 9. Zerubbabel het die fondament van die tempel gelê en hy sal dit klaarmaak. Dan sal julle weet dat die Here, die Almagtige, my gestuur het. Nou die Here sê nie net, hy het begin nie, die Here sê spesifiek, dat dit wat hy begin het, sal hy ook voltooi. Nou die konteks is eintlik vir ons baie belangrik hier, so dit sê, die tempel is nie oornag herbou nie. Daar was wagtye, nee, tye van, net, dit vat lank, daar was teestand, daar was daar waar dit waarskynlik gevoel het asof net niks gebeur nie, niks beweeg nie. Maar God kom en hy kom herinner sy volk dat hy het die begin gesien en hier is krities, hy sal ook die einde bring. En dan later in die geskiedenis, as ons nou die hele situasie van die tempel se herbou verstaan en hoe God werk, dan sien ons hoe hy deur Nehemia, wat die mure van Jerusalem herbou het, verder die werk voltooi het. Nou in geval, met ander woorde, God se werk ontvou soms in fases en in seisoene. Partykeer lê een persoon die fondament, partykeer voltooi God die volgende fase later, deur iemand anderste, deur 'n ander seisoen, deur 'n ander leier. Nee, daar's tye wat dinge verskil en God werk anders en presies hoe baie van ons vandag dalk voel in ons lewens. Jy bid vir herstel in jou huis, jy bid vir genesing, jy bid vir deurbrake, maar die proses voel net te lank. Nou kan ek jou vandag net bemoedig. Vertraging beteken nie God het opgehou bou nie. Nee, net omdat jy nie vandag die finale muur kan sien nie, finale resultaat kan sien nie, beteken dit glad nie dat God nie besig is nie. Hy werk in die wagtyd. Hy vorm vir my en vir jou baie keer in die wagtyd. Hy versterk ons geloof in die wagtyd. Selfs Beleef as 'n gemeente se storie oor hierdie laaste 2 jaar was nie net een gladde lyn van groei nie. Daar was op en af draandes, daar was tye van spanning en onsekerheid en daar's nog steeds tye van spanning en onsekerheid, maar daar's ook dae van groot vreugde, dae van geloof. Daar waar ek en jy net weer moet onthou dat God is besig om te bou. En as jy enigiets soos ek is, my persoonlikheid is, ek wil hê die ding moet so gou as moontlik gebeur, dan raak ek frustreerd. Maar dis tye soos hierdie wat ek onthou dat God is nog steeds in hierdie seisoen besig om te bou, al sien ek nie alles nie. Nee, geliefde, as jy is om so voel, dan is hierdie woord vir jou. Die God wat die fondament gelê het, sal dit ook voltooi. So hou aan bid, hou aan glo, hou aan bou en hou aan vertrou, want God is besig. God se trou, geliefde, word nie gemeet aan hoe vinnig dinge gebeur nie, maar aan die feit dat hy nooit sy werk laat vaar nie. En dan asseblief onthou net hierdie waarheid vandag. Vertraging beteken nie God het opgehou bou nie. Hy bou nog steeds en hy is in die situasie, hy is in hierdie wagtyd saam met jou. En dan wil ek net sê dankie vir julle almal wat saam met ons hierdie spesiale week vier en vir al die kommentare. Dit is so lekker om hulle te lees en dan wil ek julle sommer uitdaag, om in die kommentaar vir ons te skryf in watter area van jou lewe wag jy tans op God se voltooiing. Ons wil graag saam met jou staan in geloof, saam met jou vertrou vir daai kommentaar dat God sal wys hoe hy besig is en dat hy sal, soos hy beloof, voltooi waarmee hy besig is. Geliefde, vir nou
Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir u genade oor ons lewens. Dankie vir 2 jaar van dankbaarheid net by Beleef Gemeente, waar ons as 'n geloofsgemeenskap gereeld saamkom, saam beleef en net saam vertrou en net saam dankbaar is vir wat u doen. En dankie vir almal wat aanlyn ook inskakel. Daar's soveel meer mense wat aanlyn inskakel en saam met ons hardloop. Dit is so lekker en ek is so dankbaar vir elkeen van hulle vandag. En dan Vader, dan dink ek aan soveel mense wat kommentare los en al van dag 1 af net saam met ons net vertrou vir die mooi van wat God kan doen in en deur Beleef Gemeente. En vir hulle wil ek in besonder vandag net opdra voor u en sê dankie vir hulle wat inskakel, dankie vir hulle wat nie net kommentaar los nie, maar dankie vir hulle wat die boodskappe deel. En in besonder Here, bid ek dat u hulle net sal seën. En dan dankie Jesus dat u beloof dit waarmee u begin, u ook tot voltooiing sal bring. En daarom is ons lewens veilig in u hande. Ons loof u daarvoor, ons eer u daarvoor. Ons bid dit als in die kosbare, mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle weer môre. Gaan in vrede. Totsiens.